Ons weet elkeen hoe dit voel, om 'n dag met 'n baie spesifieke plan binne te gaan. En dan gebeur daar iets wat jou beplanning heeltemal omverwerp. Ons het 'n plan en 'n prentjie van hoe daardie dag gaan verloop. En dan gebeur die lewe. En sommige mense met sommige persoonlikhede hanteer dit makliker as ander. Maar tog is dit in 'n mindere of 'n meerdere mate van ons almal waar. As ons planne onderbreek word, of ons lewe 'n onverwagse draai vat, dan laat dit ons buite beheer voel. Dit voel asof die lewe kom en die beheer uit ons hande neem. En dit laat ons moedeloos, uitgelewer, ongemaklik en selfs angstig voel. En hierdie grootliks negatiewe emosies laat dit klink of ons hierdie soort onderbrekings ten alle koste moet probeer vermy. En as jy dalk vanaand hierdie erediens luister om insig te verkry oor presies hoe jy dit kan doen, hoe jy jou lewe kan inrig en kan beplan dat jy hierdie onderbrekings ten alle koste kan vermy en 'n lewe kan leef presies soos jy dit wil hê, dan het ek vir jou goeie nuus. Goeie nuus, want dis presies waaroor ons nie gaan nadink nie. Want ek dink nie ons is veronderstel om hierdie tipe onderbrekings te probeer vermy nie. En hoor mooi, dit sê ek as iemand wat onderbrekings glad nie goed beleef nie. Dis vir my regtig moeilik as ek 'n fyn uitgewerkte, goed deurdagte plan gehad het en skielik gebeur dinge net nie soos ek dit beplan het nie. Maar hoe meer ek daaroor nadink, hoe meer is ek oortuig dat ons nie hierdie tipe onderbrekings moet probeer vermy nie. En dat ons nodig het om anders daarna te kyk. Want ek dink ons almal maak die fout om onderbrekings te sien as iets wat teen die lewe werk. Ons dink die lewe gebeur slegs wanneer ons beplanning realiseer soos ons dit graag wou hê. En 'n onderbreking is iets wat hierdie einste lewe tot stilstand bring en alles te mekaar maak. En eers as dit verby is en die effek daarvan afgeweer is, dan kan die lewe weer aangaan. En as ons die fout maak om dit so te sien, dan is onderbrekings tereg 'n bron van frustrasie en angs. Maar wat as ons anders daarna sou kyk? As ons onderbrekings, uitdagings, hindernisse, die onverwagse, nie sien as iets wat die lewe tot stilstand trek, iets wat die lewe laat asem ophou tot dit verby is en dan kan die lewe 'n sig van verligting slaak en aangaan nie. Maar as ons dit eerder sien as net soveel deel van die lewe, inteendeel as oomblikke waar die lewe werklik eers gebeur. Want in hoe volgepak ons fyn beplande skedules is daar soveel lewe om ons wat ons mis, waarby ons verby hardloop. En dan word onderbrekings en die onverwagse iets mooi wat ons in die nou innooi en die lewe laat beleef. Hoe jy onderbrekings in jou lewe sien en hanteer, bepaal hoe jy jou lewe ervaar. Hoor mooi, hoe jy onderbrekings interpreteer, bepaal hoe jy jou lewe ervaar. Jy kan 'n lewe vol frustrasie en hulpeloosheid leef, of as jy anders daarna kyk, soos ek oortuig is, God wil hê ons moet daarna kyk, kan jy 'n lewe vol geleenthede leef. Onderbrekings is geleenthede om te ervaar, geleenthede om te groei, te connect, verbondenheid te beleef. Dis 'n geleentheid om planne te ontdek wat groter is en treffender is as ons dikwels kortsigtige en selfgesentreerde menslike planne. Onderbrekings, as ons reg daarop reageer, is geleenthede wat ons nader trek aan God en aan ander. En wanneer ons dit so sien, word onderbrekings nie meer verlammend nie, maar 'n hulpmiddel tot 'n vervullende, betekenisvolle lewe. 'n Lewe gekenmerk deur vreugde en vrede en verhouding. En dit ontdek ons ook in God se woord. Daar leer ken ons iemand wat die emosies rondom konstante, ingrypende onderbrekings goed ken en verstaan, maar wat geleer het om daadwerklik
anders na die onderbrekings en die onverwagse in sy lewe te kyk. Paulus. Nou, na Paulus se bekering word sy lewe byna altyd gekenmerk deur een of ander vorm van onderbreking. Maar ons kyk vanaand spesifiek na dit wat na sy 3de sendingsreis afspeel. Hy bevind homself weer in Jerusalem en soos hy die evangelie daar verkondig, beleef hy ernstige teenstand. Hy word aangekla, uitgelewer om gegeesel te word en selfs moontlik tereggestel te word. En in hierdie proses verskyn God aan Paulus en hy sê vir hom om moed te hou, hierdie gaan nie sy einde beteken nie, want hy moet nog Rome toe gaan om die evangelie daar te gaan verkondig. En dan gebruik Paulus sy Romeinse burgerskap as 'n manier om nie in Jerusalem nie, maar in Rome deur die keiser verhoor te word. Dis werklik 'n groot waagstuk van sy kant af. Want ons lees later in Handelinge dat die Joodse leier Agrippa sê dat Paulus in Jerusalem onskuldig bevind sou word. Maar as 'n manier om so gou as moontlik in Rome uit te kom om God se roeping daar te gaan uitleef, beroep Paulus homself op die keiser. So in die onderbreking van sy bediening, sien Paulus die geleentheid om Rome toe te gaan en getrou aan sy roeping die evangelie daar te gaan verkondig. En kom ons lees dan nou dele uit 'n redelike lang maar treffende vertelling van wat op pad daarheen met Paulus gebeur. Ons lees vanaand uit gedeeltes van Handelinge 27 en 28. Toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van 'n skip van Adramyttium, wat by die hawens van die provinsie Asië sou aandoen. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemoetkomend teenoor Paulus, en het hom toegelaat om sy vriende te besoek. Hulle het hom van die een en ander voorsien. So dis hoe die reis begin. Dit lyk alles baie voorspoedig. Maar dan lees ons hoe Paulus op 'n ander boot geplaas word en so begin hierdie uitdagende reis Rome toe. Die sterk wind maak hierdie vaart baie stadig, baie moeilik en lewensgevaarlik. Kom ons lees. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepvaart want dit het al winter begin word. Paulus waarsku hulle toe, manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar net groot skade aan die vrag, nie net groot skade aan die vrag en aan die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies. So ons sien, Paulus waarsku, maar die kaptein luister nie. Maar dit was nie lank nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, genoem die Irakilon. Die wind het die skip meegesleer. Omdat dit onmoontlik was om die skip se boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Dae lank was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Maar dan lees ons hoe Paulus die geleentheid ook in hierdie onderbreking aangryp. En hy sê vir die mense saam met hom op die skip: Hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom, hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur, soos hy vir my gesê het. So in die aangesig van groot bedreiging, bemoedig Paulus hulle, en hy deel die hoop wat in sy hart leef. En dan lees ons verder, net toe dit begin lig word,
het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed begin skep en self ook begin eet. Toe dit dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak, sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem, beveel om eers oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. So dit wat ons tot sover gelees het, wys vir ons hoe een na die ander probleem onverwags opduik. En dit maak dat daar konstant nuwe planne gemaak moet word. Die reisplan moet aangepas word. Een na die ander uitdaging duik op en die lewe met allerlei soorte storms gebeur. En dit bring elke keer net nog 'n onderbreking, nog 'n vertraging oor Paulus se pad. Maar omdat hy anders na hierdie onderbrekings kyk, maak dit hom nie moedeloos nie. Inteendeel, hy gryp die geleentheid aan om ander te bemoedig, te versorg, te versterk en selfs 'n vorm van nagmaal te bedien. En dan sien ons verder. Nadat ons veilig aan wal gekom het, het ons gehoor dat dit die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reën het en koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar: "Hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie." So ons sien hier, soos Paulus vuur maak, hout bymekaar maak om verligting vir hulle yskoue liggame te bring, gebeur die volgende ding ook nog. 'n Slang byt aan sy hand vas. En as ek myself in Paulus se skoene moes indink, sou ek op hierdie stadium regtig moedeloos en baie negatief gevoel het. En ek sou gedink het, wat nou nog? Ek is dan op pad om die Here se werk te gaan doen. Maar dis onderbreking op onderbreking en krisis op krisis. Selfs die mense daar om hom kan al hierdie onderbrekings en uitdagings op geen ander manier interpreteer as dat Paulus verseker 'n moordenaar is wat goddelike wraak beleef nie. Dis hoe erg dit was. Maar tog lees ons niks van hierdie soort denke of emosie by Paulus raak nie. Paulus het egter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Hulle het gewag tot hy moes opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle 'n lang ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur het nie, het hulle van mening verander en gesê, hy is 'n god. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland, 'n man met die naam Publius, behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het die ander siekes op die eiland ook na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. So deel van hierdie reis is een na die ander onverwagse onderbreking. En ek kan myself kwaliek in 'n reis indink wat meer dinge verkeerd loop as hier. Maar tog sien ons dat Paulus nie reageer op hierdie onderbreking soos wat mense dikwels sal nie.
Hy sien dit nie as iets verlammend en iets wat lei tot frustrasie en angs nie. Want jy sien, omdat hy anders na hierdie onverwagse hindernisse, hierdie onderbrekings kyk, sien ons dat hy oop is vir die geleentheid, vir die moontlikheid, die potensiaal en die lewe wat in elkeen van hulle opgesluit lê. Hy sien dit nie as iets wat hy ten alle koste moet probeer vermy nie, maar iets wat hy moet omarm en aangryp en selfs benut. Hy gebruik elkeen van hierdie onderbrekings as 'n geleentheid om God se sorg te verkondig. Hy gebruik dit om God te eer en selfs in dankbaarheid te bid te midde van die storm. Hy omhels hierdie onderbrekings as 'n manier om nader aan God te kom en nader aan mense, om koneksie met mense om hom te beleef. En dis in wese presies waartoe onderbrekings ons wil uitnooi. Ons lewe dikwels teen so 'n vinnige pas en 'n hoë spoed dat ons God en ander mis, die lewe mis. En onderbrekings wil ons nooi om te beleef waaroor die lewe werklik gaan. Ons is hier om lewens te leef wat God verheerlik en om betekenisvol in verhouding met ander mense te staan. En God stuur nie noodwendig die onderbrekings oor ons pad nie, maar hy nooi ons om wanneer die lewe gebeur, dit te sien as lewe, as geleenthede wat ons nooi om dit aan te gryp. Ek wonder hoeveel vrugbare geleenthede het ek en jy al gemis, omdat ons nie die onderbrekings in ons lewe gesien het as geleenthede om te omhels nie, maar as frustrasies om te vermy. Ek wonder hoeveel mense het ons al gemis. Mag jy jou onderbrekings, in watter vorm hulle ook al verskyn, planne wat verander, mense wat oor jou pad kom, mag jy dit sien as geleenthede om stadiger te leef, om mense oor die spektrum van menswees nader te trek en by hulle stil te staan. Mag jy dit sien as 'n manier om jou afhanklikheid van God te besef en 'n lewe te leef tot sy eer. Mag jy jou onderbreking so sien dat dit jou in 'n vervullende, betekenisvolle lewe inlei. Amen. Sluit gerus hierdie erediens af deur met God te praat oor wat nou in jou hart is.